ons visie. Die Here maak ons soos 'n stad op 'n berg wat nie versteek kan word nie. Ons missie. Om elke lidmaat toe te rus vir hul diens tot die opbouing van die liggaam van Christus. Ons strategie. Gaan die hele wêreld in en verkondig die goeie nuus aan almal. Ons waardes. Groei. In die beeld van Christus. Konneksie. Leef in konneksie met ander. Dien. In jou God gegewe gawes. Deel. Die boodskap van Jesus Christus. Ons tema vir hierdie jaar is kom huis toe. Here, ek bid vanaand oor hierdie woord. Here, ek bid dat dit u woord sal wees en nie my eie nie. Here, ek bid dat harte voorbereid sal wees. Dat u dit sal kom opskryf in ons harte en dat ons veranderd u sal uitstap. Here, elke persoon in hierdie plek vanaand, Here Heilige Gees, ek kom bid dat u elke persoon sal ontmoet waar hulle is. Dat u hulle sal oplig, sal versterk. En dat hulle sal besef wat is hierdie woorde wat hulle sê. As hulle sê dat u is heilig, dat u is almagtig, en dat wat ook al in hulle lewe aangaan op die oomblik, hulle dit by u voete kan neerlê. Want u is die God wat 'n weg maak. U is die groot ek is, en u is wat ons nodig het. Here, ek bid 'n seën af vir die res van hierdie diens, ook oor ons doop. Here, dat u in daardie doopbad vanaand net geheilig sal word. Dat u verandering sal bring, nuwe lewe. Mense nuut u sal uitstap in Jesus naam. Amen. Amen. Jy is welkom om jou sitplek te neem. Terwyl ek besig is om te bid voor ek moet opstap, herinner die Here my aan iets wat ek hierdie week geleer het by pastoor Ronaldo. En ons het gesprekke in sy kantoor vroeër hierdie week. En ek het 'n klomp besluite wat ek en Charles moet saamneem, omdat ons 'n toekoms saam wil bou. En ewe skielik is groot mens lewe 'n realiteit, soos nog nooit van tevore nie. En kyk anders bietjie na 'n begroting. Gelukkig is hy reg vir daardie konstruksiehoed, prys die Here. Maar Ronaldo sê hierdie belangrike ding en ek ervaar net iemand anders het ook nodig om hierdie te hoor. En hy sê, Siobhan, partykeer voel dit soos 'n verlies. Partykeer voel dit ek en jy moet die besluite maak en verantwoordelikheid vat. En dit voel asof ons verloor. Dit voel asof daar 'n verlies is. Maar weet dat dit eintlik net groei is. Dat dit iets mooi is wat die Here daarmee kan kom doen. En ek wil jou aanmoedig, ek weet nie of jy dalk iets verloor het in hierdie week nie. Iets waarvan jy dalk moes afskeid neem. Iets wat miskien vir jou kosbaar en belangrik was. Ek ervaar in my gees vanaand die Here sê, hy gaan alles teen goeie laat meewerk. En dit lyk dalk soos 'n verlies, maar miskien is dit net groei. Miskien is daar iets mooier in stoor. En vir iets om te groei, begin dit gewoonlik met iets wat moet doodgaan. Iets wat moet weggaan. So ek hoop dit bemoedig jou, ek hoop dit stig iemand vanaand. Ek het baie geleer in hierdie week.
Nou ons is besig en ek kan nie met my weekie is bietjie groot. So dis hoekom hy hier lê vanaand, want anders te gaan hy dalk nou oor my oë wees. So hy is nog steeds 'n prop, ek het maar 'n jassie aan. Maar sodat jy net kan onthou, ons tema is onder konstruksie. En pastoor Raymond het so mooi laasweek net die inleidingspreek vir hierdie reeks gedoen. En ek het ook by hom geleer uit die woord uit en die man waarvan hy gepraat het, Mephiboset, wat beteken het skande en wat uit hierdie dorpie niks uitgekom het, nothing will. En hoe die Here uit niks uit iets kom maak het. En dit het so my geraak en ek sê dis iets wat die hele week al net ek oor en oor aan gedink het. Die onmoontlike wat die Here moontlik kom maak. Die iets meer wat die Here in ons lewe wil kom doen. En dat daar altyd so 'n bietjie van 'n konstruksiewerk in ons lewe is. Daar's altyd iets waaraan hy nog wil werk. En miskien voel jy soos daardie man Siba, wat sy naam dalk oorwinning is. Ek en jy as kinders van God het ook deel aan oorwinning, maar dit voel partykeer asof dit nie iets is waarin ons leef nie. En hoe die Here ook herstel in daardie areas bring deur konstruksie. Deurdat hy kom en hy iets nuuts weer kom doen. En alhoewel hierdie week vir my gevoel het die Here is besig om baie goed op een slag nuut te wil maak, is dit nogal iets waaroor mens senuweeagtig kan raak. Maar weet net as jy dit saam met die Here aanpak, hy vir jou 'n vrede en 'n rustigheid sal gee. En ek wil jou herinner, pastoor Raymond het vinnig ook genoem wat hy by Charlie gekry het oor wat beteken konstruksie. So ons het gaan Google en jy tik dit net in. Dan is daar so 'n klein definisietjie wat sê konstruksie is die proses waar tydens 2 of meer voorwerpe saamgevoeg word om 'n groter geheel te vorm. En dan die voorbeeld wat jy actually kry op Google sê as jy houtbalke gebruik om 'n kruis te vorm. Dit was vir my so mooi om te sien dat Jesus is in daardie woord van konstruksie. En ek wil vanaand aangaan met hierdie tema, maar ek wil bietjie praat oor jou geestelike verhouding, wat partykeer ook onder konstruksie is. Daardie geestelike kant van ons het obviously vlees, maar ons 'n geestelike kant wat baie keer werk nodig het, wat onder konstruksie moet gaan. En ek wil vir jou lees uit Esegiel 37 uit, en ons gaan so stuk hierdie skrifgedeeltes by stil staan, en ek gaan net vir jou leer wat die Heilige Gees vir my kom leer het. Nou vers 1 en 2 sê, die Here het my, wat dan nou Esegiel is, in besit geneem, en die Gees van die Here het my weggeneem na 'n vallei vol bene. Hy het my tussen die ou droë bene wat op die valleivloer lê, rondgery. Hulle het oral op die grond gelê. Nou bietjie konteks. Esegiel kry eintlik 'n profesie of 'n visioen in hierdie gedeelte van die skrif waar die volk van Israel herstel moet word. En hierdie is 'n uitbeelding van hulle geestelike lewe wat ook herstel moet word. Hoe die Here gaan kom en hulle uit ballingskap uit gaan oprig en hulle gaan red, maar hy gaan iets nuut in hulle gees kom doen. En wanneer ek hierdie gelees het, het ek bietjie gaan kyk net na hierdie droë bene en dit waar Esegiel in neergesit word. As jy gaan kyk na verskillende vertalings, dan sê dit hy's rondgelei deur hierdie dooie bene, droë bene. In die Engels sê dit God set me down tussen hierdie droë bene. En ek wil hê vanaand as jy dink aan droë bene in jou geestelike lewe, moet jy dit sien as daai teleurstellings wat gebeur. Daardie uitdagings wat kom, daardie goed wat skeef loop, wat maak dat ek en jy partykeer in ons geestelike lewe geaffekteer word. Dis daai oomblikke in jou lewe waar jy vra hoekom. Dit ook nog. Praat vanoggend met Pastor Gerard, hy kom terug van verlof af en ewe skielik is dit aanval op aanval. Ewe skielik is hy fisies siek in sy liggaam en as hy beter raak,
dis dit 'n dag en dan sy wees siek, van vooraf. Die aanvalle kom, en wanneer daardie teleurstellings en daardie uitdagings en daardie aanvalle kom, dan wil dit 'n effek hê op jou geestelike lewe. Dit wil jou moeg en mat maak en jy wil in jou binnekamer uitskree, Here, hoekom? Hoekom nog? En toe ek gaan kyk na die Griekse woord van hierdie set me down, beteken dit rest, rus. So die Here vat Esegiel en hy sê vir hom, gaan sit daar tussen daai droë bene. Wag daar. Vir 'n oomblik moet hy stil staan en letterlik die droë bene, die beeld rondom hom inneem. Dit observeer. Hy's deur dit rondgelei, maar hy het nie hierdie proses geskiep en die Here het nie gesê, daar was 'n vallei, dis hoe jy gelyk het, maar ons is al reeds hier in die oorwinning nie. Hy begin deur vir Esegiel te sê, rus hierso. Wag hierso. En ek besef dat so baie keer is ons vlees en gees en het ons hierdie stryd tussen, Here, ek wil nie in die vlees wees nie, ek wil net in die gees wees, en wanneer ek moeg en mat is en die aanvalle kom, wil ek dadelik die regte antwoorde hê en ek wil in oorwinning kan staan. Maar tog wanneer ek siek raak, of soos in hierdie week oorweldig raak, dan vind ek myself eers in 'n plek waar ek emosioneel is. En ek vereenseldig met hierdie skrif, want ek vind myself op 'n plek waar ek eers stil staan. Waar ek in daardie teleurstelling en in daardie oorweldigende gevoelens en in daai angs eintlik van dit wat voor lê, net eers stop. En wat ek besef vanaand is, dat is okay. Want God is met hom, ook daar waar hy moes wag en rus. Hy is die een wat hom eintlik soontoe geneem het, om te sê, dis waar ek wil hê jy moet begin. Neem hierdie vleeslike kant in, want jy's ook vlees. Ek het 'n gesprek gehad, ek vroeër hierdie week ook, of laas week eintlik met Taniek. En ons praat oor, hoe vinnig jy net, wanneer al die aanvalle kom, net in oorwinning wil reageer. En wanneer jy dit nie doen nie, dan voel jy soos 'n teleurstelling. Want ek weet wat is die regte antwoorde, maar ek kry net nie in dit dadelik geleef nie. Ek haak eers bietjie vas by die teleurstelling en by die vlees. En die Heilige Gees kom wys vir beide van ons in daardie oomblik, dat dit is wat ons mens maak, en dis wat ons maak om met mense te vereenseldig. Want kan jy dink, jy staan nie ook stil in teleurstelling, in seer kry, in vrees nie? Hoe gaan jy vir 'n nuwe Christen verduidelik om deur te beweeg en oorwinning te kry as hulle vasgestaan het in die seer? Ewe skielik kan jy vereenseldig met daardie emosie waardeur daardie persoon gaan, want vir 'n oomblik kan jy dit ook nog ervaar. Jy wag en jy stop, en dan kom maak die Here jou nuut, sodat jy daardeur kan beweeg en jy 'n getuienis kan wees. En dat jy iemand anders ook na daardie oorwinning kan lei. Maar jy kan niemand soontoe lei as hulle nie met jou kan vereenseldig nie. In die bidkamer sê iemand, die grootste stryd vir mense om 'n verhouding met die Here te hê, is om daai ding te oorkom dat ek nie goed genoeg is nie. So kan jy dink as ek en jy net geestelik was, en ons iemand anders wat nog vlees is moet oortuig om geestelik te raak, maar jy laat dit so goddelik en heilig lyk, vir die persoon laat hy net nooit daarby gaan uitkom nie. Dis net te ver. Ek gaan nooit so kan reageer of so kan wees nie, want ek is nog te veel vlees. En ek wil jou herinner vanaand aan 'n proses van heiligmaking. Dat dit gaan makliker wees om in daai oorwinnings te wees, dit gaan makliker wees, en dit gaan dalk vinniger wees om die hand van die Here raak te sien in die teleurstelling, maar dit begin by daardie stilstaan en daardie rus tussen die droë bene.
Wanneer ons in daardie droë bene is en ons sien dat dit niks is nie, dat dit seer is, dan kom ons agter dat ons 'n redder nodig het, wat iets nuut moet kom maak. En is vir my so mooi, wanneer God dan klaar hom laat rus het, wanneer hy klaar ingeneem het waar hy is en wat hy sien, dan sien ons in Esegiel 3, vra God vir hom, mensekind, kan hierdie bene weer lewende mense word? En sy antwoord, so 'n menslike antwoord, Here, U alleen ken die antwoord. Ek het geen idee nie, maar U weet. Weet jy wat is die mooi gedeelte uit hierdie skrif vir my? Die feit dat Jesus het hom kans gegee om op die dood te fokus, op die teleurstelling en die rou. Maar wanneer God in daardie situasie inkom, dan kom wat is daai woord? Diagnoseer, there we go, diagnose in my kop. Hy nie die situasie van hoe sleg dit is en hoe dood dit is. Hy fokus glad nie op die dood nie. Hy fokus op die lewe. En hy sê, glo jy, dink jy, dat hierdie week kan lewe? Glo jy genoeg in my, en dit wat ek kan doen, dat hier weer lewe kan kom? Ek besef iets van hoe hy ons gemaak het, en hoe hy ons ken, en dat hy weet dat ek en jy het nodig, om die teleurstelling te beleef en te voel, want ons het emosies, dis hoe ons gemaak is. So hy laat jou voel en hy laat jou dit inneem, en dan sê hy, maar dis nie ons fokus nie. Hy sê, daar kan lewe wees, glo jy dit? En dan as ons verder lees, dan sê hy vir Esegiel, God wat praat, dan sê hy, profeteer vir hierdie bene en sê, droë bene, luister na die woord van die Here. So, droë bene, luister na die woord van die Here, so sê die oppermagtige Here. Kyk, ek gaan in julle blaas en julle weer lewend maak. Ek sit vleis en spiere om julle en maak julle toe met vel. Ek sit asem in julle en julle sal lewend word. Dan sal julle besef dat ek die Here is. En dan moet Esegiel die profesie uitvoer. Baie keer is ek en jy in daai teleurstelling en daai emosie en ons weet om met lewe kom. Die Here kom in ons situasie in en hy sê, Siobhan, hierdie geestelike lewe is droog en dood, soos daardie droë bene. Hierdie is die oplossing. Jy moet lewe spreek. Maar ek moet lewe spreek. God kom nie in daardie situasie sien ek en hy spreek klaar lewe en hy wek dit op nie. Hy sê, Esegiel, ek bemagtig jou om dit te doen. Want groter is hy wat in jou is, as hy wat in die wêreld is. So my so mooi om te besef, dat ek en jy kan kies om in daai rus te bly, van hierdie teleurstelling en die droë bene, of ons kan doen wat God gesê het. Wanneer hy in daai situasie inkom en hy sê, Esegiel, hier moet 'n rekonstruksie moet plaasvind. Hier's 'n proses van 'n geestelike lewe wat dood is, en hier's die oplossing. Profeteer dat hier weer lewe sal wees. Maar deel van daardie onderkonstruksie wees is dat ek en jy ook werk moet insit. Dis nie net die Heilige Gees wat kom en net kom profeteer nie, hy kom doen dit deur ons. Deur jou hande, deur jou gemoed, deur daardie emosies wat nou net so negatief was. Deurdat jy begin lewe proklameer, begin jou gemoed anders voel. En dan sien ons Esegiel kom en hy profeteer dit. En die oomblik as hy dit beveel het, is daar gedreun. Die bene van elke liggaam het bymekaar gekom, soos dit voorheen was. Terwyl ek kyk, het die spiere en vleis oor die bene gevorm, en toe het die vel liggaam toegemaak. Maar daar was nog nie lewe nie. Onthou julle wat is daardie woordkonstruksie van die begin? Dis wanneer twee voorwerpe saamkom en 'n groter geheel vorm. Ek besef dat daar's 'n woord wat uitgegaan het, ek en jy moet profeteer, ons moet iets doen uit ons vlees uit. Maar dan is daar 'n geestelike aspek wat moet lewe kry. En daardie plek kan net lewe kry as God sy asem in jou blaas.
As jy net weer op 'n plek kom waar jy hom toelaat om deur sy gees nuwe lewe in te blaas. En ons lees wat in daardie skrifgedeelte gebeur. Vers 9 en 10 sê, praat met die wind, so sê die oppermagtige Here, wind kom vanuit die 4 windrigtings, blaas in hierdie dooie liggame sodat hulle lewend kan word. Ek het so gesê en dit beveel, en die wind het in die liggame gekom en hulle het weer begin asemhaal. Hulle het lewend geword en op hulle voete gestaan en dit was 'n groot klomp mense. Iets het met hierdie dooie bene gebeur. Hulle was in rus van dit wat rondom hulle aangaan. Vir 'n oomblik het hulle stil gestaan in hierdie teleurstelling en die rou en die oorweldigende gevoelens wat die wêreld rondom ons veroorsaak. En toe kies hulle om onder konstruksie van God te staan. En God kom in daardie situasie in en hy sê, goed, nou profeteer ons dat die weer lewe gaan wees. En toe die liggaam herstel is en jy het nuwe moed, toe sê hy, nou kort daar een ding, my asem. En deur die wind of deur die asem, beide van daai 2 vertalings word verwys na die gees van God, wat weer teenwoordig geraak het in daardie nasie. En ek wil jou vra, daar waar jy sit, wil jy nie net vir 'n oomblik jou oë toemaak nie? As jy gaan kyk na die Hebreëse woord van Yahweh, beteken dit asem. Dit word letterlik nie as 'n klank uitgespreek nie, maar as 'n asemhaling. En ek wil jou vra om net vir 'n oomblik, terwyl jou oë toe is, net jou geestelike lewe te evalueer. Met enige konstruksiewerk begin ons nie net bou nie, ons begin nie net verf nie, ons begin altyd met 'n inspeksie van wat ons het. So wat het jy vanaand? Waar is jou geestelike lewe vanaand? Is jy dalk soos ek in hierdie week gewees op 'n plek waar jy oorweldig is met al die teleurstellings, met al die seer, met die verliese, en het dit kom steel in jou geestelike verhouding? Ongeag waar jy is vanaand, het jy 'n geleentheid om die Heilige Gees te vra om net weer nuwe lewe en nuwe asem op hierdie droë bene te kom blaas. Sodat jy weer opgewek kan word tot 'n nuwe lewe. 'n Nuwe passie vir dit waarvoor jy geroep is. 'n Nuwe ywer in jou werksplek. 'n Nuwe uitkyk. Kan ek jou vra om stadig te begin asemhaal, en soos wat jy dit doen, wil ek hê in jou kop moet jy sê, Yahweh. So ja as jy inasem, weh as jy uitasem. En net vir 'n oomblik, laat toe dat daardie asem weer nuwe lewe bring. Hemelse Vader, dankie dat U in hierdie plek vanaand teenwoordig is. Here, dankie dat ons onder konstruksie kan staan en weet dat U is die een wat die werk wat U begin het sal voltooi. Here, U kom vanaand en U kom maak ons nuut. U kom wek weer lewe op daar waar dit dood en droog geraak het. Here, en ek bid dat ons met vernuwe harte en vernuwe gedagtes hier sal uitstap. Here, maar ek bid dat U in hierdie week wat voorlê, daardie werk sal volsit, dat ons aan U sal vashou. Amen. Daardie laaste skrifgedeelte van Jesegiel 37 praat van hierdie volk, Israel. Hy sê, hier is kind of nou die uitleg van waaroor hierdie hele visioen gegaan het. En God sê vir Jesegiel, mensekind, hierdie bene is die mense van Israel. Hulle sê, ons het ou, droë bene geword. Daar is geen hoop vir ons oor nie. As jy vanaand hier sit en jy het nog nooit vir Jesus Christus aanvaar as jou verlosser en saligmaker nie. Jy is op 'n plek waar jy ook nog nooit gedoop is nie. Wil ek na jou verwys vanaand as Israel. Israel wat op 'n plek is
waar jy nie hoop het nie. Waar jy dalk verlore voel en jy dalk voel jy het droë ou bene. Maar ons 'n profesie vanaand ook vir jou wat dalk hopeloos voel. God sê, ek maak die grafte van ballingskap oop en ek laat jou opstaan en ek bring julle terug huis toe, na die land Israel. Ons het nodig om terug te kom na sy huis toe. Ons het nodig om terug te kom na 'n verhouding met hom. En in die ballingskap waarin jy is, kan dalk net 'n plek wees waar jy nog afhanklik is van die wêreld. Waar jy nog vashou aan die leefstyl van die wêreldse dinge. Daai plek hou jou nog gevange, dat jy nie kan huis toe kom nie, maar God sê, ek maak daai grafte oop. Ek kom doen iets nuuts in jou lewe vanaand, ek roep jou, kom huis toe. Hy sê verder, wanneer dit gebeur en ek julle uit julle grafte bring, dan sal julle besef dat ek die Here is. Ek sit my gees in julle en julle sal lewe en terugkeer huis toe. Julle sal presies weet dat ek die Here is en julle sal weet dat ek presies gedoen het soos ek beloof het. So sê die Here. Dit is vanaand 'n geleentheid om te doop en ek wil jou herinner aan Romeine 6 vers 4 en 5 waar dit sê deur die doop is ons saam met hom begrawe as mense wat deel is in sy dood. En nou kan ons, net soos Christus, wat deur 'n heerlike magsdaad van die Vader opgewek is, ook tot 'n totaal nuwe lewe leef. Ek en jy was dalk daai droë bene, nie net in jou geestelike verhouding nie, jy het dalk nog nie 'n geestelike verhouding nie. Maar in jou vleeslike lewe is jy dalk op 'n hopelose plek, droog en leeg, eintlik dood. Maar God sê vanaand dat wanneer jy hom volg deur die doopwater, wanneer jy hom aanneem as verlosser en saligmaker, dan kom hy en hy gee vir jou nuwe lewe. Hy blaas sy asem in jou en hy kom wek jou op. Jy volg hom nie net na die graf toe nie, maar jy volg hom ook in sy opstanding. Deurdat hy kom en jou opwek in jou fisiese liggaam. Aangesien ons met hom een geword het in sy dood, sal ons ook saam met hom opgewek word tot 'n nuwe lewe. Hemelse Vader, ek spreek vanaand 'n seën uit oor elke persoon wat hier is. Here, ek bid dat u gesig oor hulle sal skyn in die week wat voorlê, dat u vir hulle vrede sal gee, dat u hulle sal beskerm, sal behoed en bewaar, en dat oral waar hulle beweeg, hulle bewus sal wees van die tasbare teenwoordigheid. Here, dankie vir hierdie voorreg wat ons het om u te kan ken en vir u te kan leef. In Jesus naam. Amen. Geseënde week. Ons visie. Die Here maak ons soos 'n stad op 'n berg wat nie versteek kan word nie. Ons missie. Om elke lidmaat toe te rus vir hul diens tot die opbouing van die liggaam van Christus. Ons strategie. Gaan die hele wêreld in en verkondig die goeie nuus aan almal. Ons waardes. Groei. In die beeld van Christus. Koneksie. Leef in koneksie met ander. Dien. In jou God gegewe gawes. Deel. Die boodskap van Jesus Christus. Ons tema vir hierdie jaar is kom huis toe.